inligting of verhoudings. Titus 2 verse 11 en 12 sê, want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en Godvreesend kan leef. Ons gesels tans oor kommunikasie in die huwelik en oor die algemeen, want dis belangrik dat ons soos die Christene optree wat ons bely ons is. Dit sal ons baie help as ons besef hoe verskillend mans en vroue kan kommunikeer. Daar is byvoorbeeld bevind dat tipiese manstaal meer feitelik en objektief is as vrouetaal. Mans gebruik taal meer om inligting oor te dra, terwyl vroue taal meer gebruik om verhoudings te bestuur. In die praktyk beteken dit dat mans meer feitelike inligting benodig as vroue. Vroue moet meer spesifiek wees met hulle verwagtings. Mans benodig details, datums, tye, 'n lysie. Anders mag die resultate teleurstellend wees. Mans weer moet bereid wees om oor hulle verhoudings te praat en die frustrasies van hulle vroue rustig aan te hoor, sonder veel reaksie. Sê ook bietjie wat jy voel, dis goed vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om mekaar tegemoet te kom in ons kommunikasie. Vroue moet ook manstaal kan praat en mans ook vrouetaal. Dan sal ons mekaar veel beter verstaan. Gee ons Heilige Gees wysheid daarvoor. Amen. Die Here seën jou.